Hi vriende, baie welkom by nog 'n program, nog 'n series of 'n episode van my en my vrou se program Groei Saam. Ek glo vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En ja, hoe geseënd is ons nie om weer so iets en vir so rukkie uit Vader se woord uit iets te kan leer nie. Maar voordat ons begin, kom ons begin op die regte manier. Ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh Here ons God, Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Messia en deur die leiding van die Heilige Gees, my God, kom ons hier na u troon toe en ons kom vra, Here, om ons asseblief die wysheid en die leiding te gee vir dit wat ons gaan bespreek. Vader, dat dit wat ons gaan bespreek van u afkom en dat ons kan antwoorde kry, Here, oor waarom dinge met ons gebeur as kinders van die Allerheiligste. My God, ons loof en ons prys en ons dankie. U is ons koning. Amen. Hallo vriende. So, ek hoop julle gaan die gesprek geniet soos wat ons het geniet. Wie gaat ons? Chris, dank vir die mooi preek. Kan ek jou gou sien? Ek weet dit is nog kerk en ek sien dis baie mense, maar kan ek jou asseblief jou sien en net gou gaan met jou praat asseblief? Ja, geen probleem nie, Eldien. Dis 'n paar minute tyd. Ja, nee, seker nie 'n paar minute nie, maar seker 'n uur. 'n Uur? Ja man, ek gaan nooit 'n uur van jou tyd vat nie. Okay, sal maar sien. Okay. So Chris, ek het vandag in die kerk geluister na die preek oor aanvalle van Satan die duiwel en sy strategie om teen die kinders van God. En daai staaltjie waarvan jy gepraat het van die man met die tuin, my baie diep laat dink. Ek voel soms asof storms in my lewe ook my geestelike tuin probeer vernietig. Maar ek wil weet, hoekom laat God toe dat die duiwel so teen ons werk? Aldien, dit is 'n baie goeie vraag. Maar weet jy, God laat soms toe dat die vyand ons aanval. Nie om ons te vernietig nie, maar om ons te versterk, om ons te leer. En om ons net meer nader en nader aan die Here te laat groei. Jy sien soos hy man daar in die straaltjie, gebruik God soms storms om te wys en om ons wortels te toets. Of ons sterk wortels het en of ons nog nodig het om te groei. Onthou Job se verhaal. Jy ken dit seker, né? Het jy al Job gelees? Ja. Ja? Nee, wie is Job? Job. Staan ook in die woord in die Bybel Job. Dit is die man van watter boek van die Bybel kan ek lees van hom? Ou Testament. Dit is die man. man. Wat is die boek se naam? Job. O, is alles net Job? Sy naam, die boek se naam is Job. O. Genade. Maar in elk geval, Satan het hom aangeval, né? Maar God het dit toegelaat om Job se geloof te toets en te syfer. Ek dink as Job 23 vers 10 sê hy, maar hy weet die weg wat ek gaan. As hy my beproef het, sal ek uitkom soos goud. En God sal jou ook nie bo jou krag laat beproef nie. En in elk geval, elke beproewing gee jy ook die uitkoms. Okay. So, net kortweg, dit is belangrik dat ons getoets word. Soos ons weer een te sê, om te kyk hoe gehoorsaam jy aan God is en hoe getrou jy aan hom is en hoe vas jy staan in sy woord en in hom. Dis is waar wat jy sê, nee, maar dit voel soms asof ek onder konstante aanval is. En ek wil weet, hoe weet 'n mens wanneer iets werklik 'n aanval van Satan is en in die lewe se gewone probleme nie? 'n Baie belangrike onderskeid, hoor. Want ek het baie probleme. Ja, nee, ek weet dit Eldien, maar ons gaan dit nou nie vir al die mense uitlap nie, né? Sien, Satan se aanvalle dra altyd 'n geestelike doelwit. Om jou geloof te breek, jou gebedslewe te verswak, of om jou te laat twyfel aan God se goedheid. Hy wil jou wegkry van God af. Want onthou net een ding, die vyand weet tot wat ons in staat is vir God. So hy sal alles, maar alles in sy mag doen, om ons te weerhou daarvan. Maar aan die ander kant weer, is God sterker as hy. So hy sal vir ons die uitkoms ook gee. En die vyand wil nie hê ons moet daar uitkom waar die Here ons wil
waar die Here ons alreeds wil hê nie. So jy sien, gewone probleme bring soms ongemak, maar dit lei tot groei. En 'n aanval van die Satan bring verwarring, vrees en 'n gevoel van afstand van God. Onthou, hy is die vader van leuns. Ons lees in Johannes 8 vers 44. So as jy hoor, jy is nie genoeg nie. God hoor jou nie. Of gee maar op, dan kan jy weet, dit is nie van God af nie. Want hoe sal God jou wil wegstuur van hom af? Of op 'n ander pad stuur wat nie na hom toe lei nie? So as ek overwhelmed voel en voel, die lewe is net te erg, dan kom dit van die duiwel af. As ek voel, ek is nie goed genoeg om dit te kan manage nie. Ja, hy wil ons afbreek. Sê ons, hy is die vader van leuns. Want ek herken dit, nie. Veral daai stem wat sê, ek bid te vergeefs. Is dit een van sy strategieë? Verseker, ja, absoluut. Dit is een van sy grootes. Natuurlik, soos ek so gesê het, ons waar gaan jou aanval? Jy gaan jou eers in jou gedagtes aanval. Jou gedagtes is mos waar jy aan dink, en hoe jy dink van jouself, en wat jy dink van jouself, wat jy dink van Vader, en al daai goeders. So, hy gaan jou eers daar aanval. Sien, dit is ook een van die mees subtiele strategieë om twyfel te saai. Hy weet, hy kan nie jou redding wegneem nie, maar hy kan jou vreugde steel. Hy probeer om jou fokus van God af te sny en weg te skuif na jou omstandighede toe. 1 Petrus 5 vers 8 staan, wees nugter en waak, want jou teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hy brul hard, maar onthou, Jesus het sy tande uitgetrek aan die kruis. So, dis mooi. Dit is nogals, né? Dit is pragtige woorde daai. So, ek het nie so daaraan gedink nie. So, Chris, dis 'n baie mooi beeld daai. Dis rarig. Ek dink ek het nog nooit so daaraan gedink nie, rarig. Maar ek wil weet, hoe beskerm ek my geestelike tuin? Soos wat die man in die stolkie dit vir sy tuin beskerm het. Daai was regtig so 'n mooi stolkie gewees. Dink jy ek kan daai preek weer luister? As jy regtig wil, Eldien, kan jy maar. Het jy dit gerekord? Ek weet nie of my klankingenieur dit gerekord het nie. Ek weet sy het 'n bietjie van striweling gehad met die recording van die ding. Sy die hele probleem is, sy het ons weer laat geslaap, jong. En dan wil sy ons 30 minute se werk afhandel in 5 minute. En met die, dan vergeet jy mos van sommige goedjies hier en sommige goedjies daar. Ja, dit is hoekom ek so bly was, ek was army toe gewees, weermag. Weet jy dat jou geleer om betyds te wees vir als? Al staan jy 'n paar minute vroeër op of 'n uur vroeër op net om jou bed ordentlik op te maak, dan doen jy dit. Het jy 'n uur gevat om my bed op te maak? Nee, ek het 'n uur vroeër opgestaan, seker maak alles is reg. En as dit reg was nie? Aldien dis 'n gesprek vir 'n ander keer. Okay. Maar in elk geval, ja. So, maar dink ek sal op die kanaal kan sien op JC Administration, né? Op YouTube. Ek is nie seker nie, jy sal my klankingenieur moet vra. Weet jy nie wat jou YouTube kanaal nie? Ek is nie seker nie, jy moet my klankingenieur vra. Jy snaaks vandag. Ek weet skaars wat is my adres. Wat? Hoe weet jy nie wat jou adres is? Want ek het 'n wat se naam Google Maps. Okay, wel ek sal gaan kyk op YouTube op JC Administration en kyk of dit daar is. Ja, maar sê vir my as dit daar is, want ek weet nie of sy dit gelaai het nie. Soos ek sê, sy is altyd 'n bietjie later op. Shame. Maar in elk geval, Eldien, om terug te kom na jou vraag toe, né? Jy beskerm jou tuin met geestelike wapens. Ons weet ons in Efesiërs 6 praat van die wapenrusting van God. Die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid, die skoene van die evangelie van vrede, die skild van geloof, die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. En sien, elke stuk help jou om weerstand te bied. Die man in die straakie het sy tuin versterk. So jy versterk jou geloof deur gebed, woordstudie, gemeenskap van gelowiges. Jy en sê meer dit baie tyd vir my. aan God te spandeer in sy woord en daardeur te groei. Ek behoort al dit te weet.
Ek is so bly jy erken dit ietsie. Maar ek kan nie dit onthou nie. Dis goed, maar nou het ek jou weer geïngelig daaroor. So jy kan hierdie program ook actually weer gaan luister. Die program, Ja, wat bedoel jy? ek gaan hierdie uitsaai. Uitsaai? Ja, my klankingenieur het gesê ons het 'n tydslot ernstig wat ek moet vul. Nou, maar hoekom wil jy my gesprek met jou? Dit was baie interessant. O, okay. Ek hoop dit gaan okay wees. Kan jy net mooi praat hoor? Ek wil al die mense moet hoor skree jy op my. Hi. Soms. Wat bedoel dit hè? Sien hoe fluister jy nou? Ja, ek sê maar net ek bedoel dit nie regtig hè. Chris, ek verstaan hè, maar wat is die aanval van binnekom wanneer ek self negatief of moedeloos raak of so? Eldien, jong, dis 'n goeie vraag. Dat ek net goed kyk. Jy weet, dan is dit tyd om jou gedagtes te vernuwe. Soos ek vir jou gesê het, jou gedagtesveld is waar die vyand sy grootste slagveld maak. Want ons glo so vinnig die leuen en vergeet die waarheid. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, jou gedagtes. Dis waar die oorwinning begin, in jou denke. Jy kan vir Vader vra ook, om jou denke te vernuwe. So jy sien, wanneer jy bewus word van negatiewe gedagtes, moet jy dit onmiddellik vervang met God se waarheid. Sê byvoorbeeld hardop, ek is meer as 'n oorwinnaar deur hom wat my krag gee en my liefhet, volgens Romeine 8 vers 37. Dan glo jy nie die leuen nie. Jy glo God. Ja, maar dis baie moeilik. Alles weet jy wat nie, alles wat die moeite werd is moeilik. Maar op die einde van die dag is dit die moeite werd. Ja, dit is moeilik om 'n lewe as 'n Christen te leef. Ek sê mos, alles is moeilik. Alles wat die moeite werd is moeilik. Ja, maar Ek dink jy net as jy dit verniet gekry het, dan gaan jy dit mos nie waardeer en oppas. ja, dis waar. Ek probeer regtig hard en ek probeer werk aan my gedrinkery en alles regtig. Ek probeer heeltemal verby die pub stap om nie daarin te gaan nie. So dis moeilik. My gedagtes maak dit vir my baie moeilik want ek dink elke dag ek's moeg, ek het net 'n break nodig en dis waar wat jy sê. Iets wat die moeite werd is baie moeilik om te verkry. Maar Chris, dink jy Satan gebruik mense ook om sy aanvalle te bring? Ek bedoel, ek het al gevoel sekere mense in my lewe bring net spanning en verwarring. Ek weet nie eintlik wat soek hulle in my lewe nie. Eldien ja, baie keer moet gebruik hy mense. Dikwels sonder dat hulle dit self besef. Sien Matteus 16 vers 23 sê Jesus vir Petrus, gaan weg agter my Satan. Jy sien, Petrus was nie self die vyand gewees nie, maar die vyand het onbewuslik in Petrus se gedagtes kom rondploeter. Maar Jesus het dit dadelik herken. So die woorde gebruik wat Jesus gebruik het, so wou hom gekeer het om by die kruis uit te kom. Want dit is mos wat God eintlik beplan het vir hom, of wat beplan is vir hom. Maar die vyand wou nie gehad het dit moes gebeur het nie. Maar die vyand het geweet dit gaan verlossing bring vir soveel mense, dat hy dit wou stop deur Petrus. Jy sien, ons moet dus geestelike ondersoek doen. Die persoon is nie die vyand nie. Die gees agter die situasie is. Dis hoekom in Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die owerhede en die magte. Wat beteken dit? Die boosheid, die vyand en sy demone. Wat sit in die duiwel? Ek sien nou hoekom dit so belangrik is om nie mense te haat nie, maar eerder die situasie, of nie die situasie nie. Maar die woord sê mos jy moenie haat nie. Ek weet, maar ek sê mos, ek verstaan nou hoekom ek dit nie moet doen nie. Maar hoe veg 'n mens dan terug teen hierdie geestelike aanval? Ek bedoel, as daai persoon my wat ek al vir my sê en wat ek al, hoe gaan ek dit hanteer? Met 'n besem. Besem. Net slap hulle.
Hoe kan ek hulle slat? As ek hulle veronderstel is om hulle nie te haat nie en Nee, hulle lief te hê. Elwien, deur die woord en aanbidding. Jy sien, toe Jesus in die woestyn versoek is, het hy elke keer geantwoord met, daar staan geskrywe. Jy sien, dis jou wapen. As jy 'n aanval ervaar, begin om 'n lofprysing te sing. Dit verander mos die atmosfeer dan. En Satan haat aanbidding, want dit herinner hom aan sy val uit die hemel. Hy was ook oorspronklike aanbiddingsleier. En nou is jou aanbidding, jou wapen, jou kragtigste manier om hom te verslaan. Hy wil nie hê jy moet vir God loof en prys nie. Hy wil jou daar onder in die gate hê. Dis wat hy wil hê. Gate, modderpoele, hy wil hê jy moet vuil wees. Dis so mooi, Chris, maar wat as ek tog val? As ek my meer verloor of twyfel of sonde doen of weer na die pub toe gaan en sulke tipe dinge, het Satan dan gewen? Nee, Adien glad nie. As jy val beteken dit nie dat jy die oorlog verloor het. Spreuke 24 vers 16 sê, want die regverdige val 7 maal en staan weer op. Jy sien, Satan wil hê jy moet bly lê. Want sy grootste vreugde is nie jou val nie, maar jou moedeloosheid daarna. Gaan jy bly lê of gaan jy opstaan? As jy onmiddellik na God toe gaan en berou het jy reeds die duiwel oorwin. Want jy het sy doel om jou van God te skei vir ongeluk. Wanneer hy hardloop dan daar na die Here toe, want hy gaan kla ons mos aan. O Here, kyk nou weer wat het Aldien gedoen. Die is hy nog skaars daar opkom, dat gesê Jesus net vir hom, as ek weer opgestaan en kyk na my hande. Soep stil moet hy maar weer wegloop. Ok, ek dink ek begin verstaan. Die storms in my lewe is nie altyd vernietigend nie. Hulle wys net waar ek moet versterk. Net so. Net soos die man in die straaltjie. Moet jy nie moed verloor wanneer die storms jou tref. Onthou net een ding. As die storms oor jou kom, God laat jou nie alleen in die storm in nie. Hy gaan saam met jou deur die storm. Hy gaan nie die storm met jou pad uitvat nie. Hy gaan saam met jou daardeur. Hy sal jou nie alleen laat of alleen los soos die vyand. Die vyand sal vir jou staan en lag buitekant die storm. Maar Jesus is saam met ons in die storm. En dan weet jy, plant weer, bid weer en staan net weer op. Satan se strategie is en so deursigtig nie. Maar God se genade is elke oggend nuut. En onthou, jy is nie alleen in hierdie stryd. Dankie Chris, ek voel al klaar sommer sterker. Ek gaan definitief vanaand bid dat God my sal help om my geestelike tuin te beskerm teen enige storm wat kom, want my lewe is maar net 'n warboel. Dis reg, Eldien, doen dit. En onthou, die tuin behoort aan God en hy sal dit laat groei. Satan kan probeer om die blare te skeer en die wortels uit te trek, maar as jou wortel vasgestel en stewig is, sal God se plan in jou lewe werk. En wat Christus geplant het, kan die vyand nie vernietig nie. Sjoe, dis baie mooi gesê. Maar Chris, as die Satan nie meer oor my siel mag heers nadat ek Jesus aangeneem het nie, wat probeer hy dan nog bereik? Hoekom gee hy vir my aanvalle? Hoekom los hy my nie uit nie? Ek is nie lus vir sy dinge nie, en hy wil my nie uitlos nie. Eldien, hy probeer nie meer jou verlossing steel nie. Dit is veilig in Christus. Wat hy nou wil steel, is jou vrede, jou vreugde en jou getuienis. Johannes 10 vers 10 sê vir Jesus, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar hy het ons gekom om vir ons die lewe aan oorvloed te gee. Jy sien, Satan weet hy kan jou naam nie uit die boek van die lewe uithaal nie. Maar hy kan jou geestelik uitput, sodat jy nie vrug dra nie. Wat beteken dit? Sodat jy nie aanneemlik lyk vir ander nie. Ek sê mos vir jou altyd, dis die vrug van die gees, nie vrugte nie. Ja. So al 9 van daai wat ek al geleer het, vrede, vreugde, leidsaamheid, selfbeheersing en so voorts, né?
Jy kry dit als. So, as jy mos nou mismoedig is en daar in die hoekie sit en treur, dan wys jy ons nou nie die vrug van die gees. Die vrug van die gees staan jy op en jy lag. Jy stop jou af en jy gaan op en jy lewe 'n lewe van oorwinning. Okay. Maar ek het 'n probleem nie. Ek het hoor mense sê Satan se grootste wapen is leuns. Hoe gebruik hy dit dan teen God se kinders? Ja, dis heeltemal waar. Jesus noem hom dan die vader van leuns. Weet jy geweet as jy jok, dan entertain jy hom ons. Ja, as jy jok, jy leuns vertel, dan entertain jy die vyand. Hoe werk dit? Want jy lieg, hy's dan die vader van leuns, so jy het mos mooi by hom geleer, so hy's baie bly daaroor. Jy sien, hy fluister gedagtes in jou kop soos God is kwaad vir jou, of jy gaan nooit verander nie, jy kan nie, jy is te sleg. Jy sien, wanneer jy daardie leuns glo, verloor jy jou geloof, en dan glo jy nie meer wat het God vir jou gesê nie, glo nie wat het God gesê jy is nie, wat hy jou gemaak om te wees nie. In Efesiërs 6 staan daar mos dat oor die wapenrusting van die gordel van waarheid, dat ons dit moet dra, want die waarheid hou alles saam. Dis hoekom dit bind alles saam. Dis hoekom die waarheid van die gordel van waarheid is. Ja. Want ja, die leuns vernietig die goeie en die waarheid hou alles saam. Wow, Wat is die waarheid? Die waarheid is mos God het ons gemaak volgens sy beeld en hy het gesê dis perfek. Ja. So as hy gesê is perfek, wie is die reg om te sê jy is nie perfek? Sure. Okay, maar hoekom gebruik hy my skuldgevoelens teen my of vir enige iemand? En selfs na vergifnis, nadat God my glo vergewe het, dan voel ek nog steeds skuldig en ek dink nog steeds aan en ek herinner nog steeds aan goed wat ek 10 jaar terug gedoen het. Dit is nog steeds in my brein vars. Ja, dit is omdat skuld jou gevange hou in jou verlede. Openbaring 12 vers 10 staan noem die aanklaer van die broeders. Jy sien, hy hou jou foute voor jou terwyl God sê, ek sal aan hulle sondes en hulle onreghede nooit meer dink. So as jy bely, is dit weg. En dan weet jy mos nou, skuld is Satan se kettinge wat jou vasbind, vashou. Maar God se genade breek daardie kettinge. Dit verwyder jou van die kettinge af. Dit sluit jou oop. Ja, soos 'n sleutel. Ja, dink so aan 'n man wat loop met sulke swaar kettinge aan sy bene vasgemaak. Hy sukkel om sy bene op te tel. Hy sleep net. Ja. God kom en hy breek dit af. Dis genade. Dis 'n mooi beeld. Maar soms voel ek bang vir die toekoms. Gebruik Satan vrees ook as 'n wapen? Ja, vrees is een van sy sterkste wapens. 2 Timoteus 1:7 sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Jy sien, vrees maak jou passief, maar geloof laat jou optree. Wanneer vrees aanklop, laat geloof antwoord. En vrees sal vlug. Hoe doen 'n mens dit? Hoe doen 'n mens wat? Wanneer die vrees my deurklop, hoe laat ek geloof antwoord? Wat beteken dit? Kyk, sê vir my, wat se vrees is dit wat oor jou kom? Nee, net vrees oor die toekoms en oor Wat dinge. vrees jy oor die toekoms as jy nie weet wat die toekoms inhou nie? Ek weet oor die toekoms inhou nie, maar ek weet byvoorbeeld ek moet môre my rapport ingee en dan het ek dit nie heeltemal klaar gedoen nie. So wie se skuld is dit nou? Dan is ons jou eie skuld dat jy dit kom jy dit klaar gemaak. Ek weet, maar gaan dit net te klaar maak, maar ek is bang is nie reg nie en dat my baas nie tevrede gaan wees nie. Daai tipe vrees. Dit is maklik. Dan sê jy, Here, ek het dit alles gedoen volgens wat my kennis trek. Here, u weet ek het my beste hier ingesit, vat u oor. U is my Here, u is my Vader, u is my verlosser, u is my redder en ek vertrou op u. So dis wat dit beteken met jy met die geloof met die deur antwoord. Ja. Okay. En wat van twyfel? Is dit ook 'n strategie van Satan? Absoluut. Dit is sy eerste taktiek sedert die tyd van Eden, onthou jy? Hy vra mos vir Eva, het God werklik gesê? Jy sien, wanneer hy jou laat twyfel aan God se woord, dan verloor jy jou fundament. Die enigste teenmiddel is om te ken wat God werklik gesê het. 'n Voorvaste Christen is 'n moeilike teken. Okay. As jy vas staan op God se woord,
kan jy hom antwoord, Okay. soos wat dit moet. En wat van versoeking? Hoekom voel dit soms so aanloklik? Selfs al weet ek is verkeerd. Seker omdat altyd lekker lyk, en omdat Satan jou wys wat mooi lyk, maar nie wat dit kos nie. Jy sien, hy wys die glans, nie die gevolge nie. Hy het vir Jesus self probeer versoek met mag, brood en roem. Maar Jesus het geantwoord, daar staan geskrywe. As jy die woord gebruik, verloor versoeking se krag. Ons redding en ons geloof en alles, dit is ook om ons sê, spandeer tyd in die woord, hoor wat sê God van jou, hoor wat Jesus vir ons beloof, wat hy vir ons gee. Laat dit in jou gedagtes indring en in jou hart volmaak, en dit is ons wat jy gaan glo, dis wat jy gaan verkondig, en dis wat jy gaan lewe. Het klink so maklik as jy dit sê. Okay. Dit klink maklik, maar in werklikheid is die lewe nie so maklik nie. Hou goeie moed, maar want Jesus moes klaar die wêreld oorwin. Okay, wel ek merk dat as ek begin groei in geloof, dan begin dinge skeefloop. Soos ek het nou net mooi lekker begin op dreefrok en nou het ek weer moes nou terugverval in die alkohol en wat ook al, maar dit gaan beter. Maar is dit toeval dat dinge skeefloop of hoekom loop dinge verkeerd? Hildie, ek dink dis 'n patroon, hoor. Patroon? Ja, omdat wanneer jy nader aan God beweeg, word jou 'n bedreiging vir Satan. Omdat ek het vir jou gesê, ons het almal daai bullseye op ons rug. En hoe nader jy aan God beweeg, hoe groter word hy bullseye. Sal die Satan nie moet mis nie. Hy wil nie hê ons moet geestelik groei nie. Want hy wil nie hê jy moet agterkom wat Jesus vir jou instoor het nie. Hy sal alles doen om jou groei te beïnvloed. Hy sal storm stuur om jou te ontmoedig. Maar soos in Jakobus 1:2 sê, ag, dit loutere vreugde wanneer jy in allerlei versoekings val, want dit bring volharding. Gebruik hy mense om my te laat struikel, dink jy? Ja, baie keer. Hy gebruik verhoudings om verdeeldheid te saai. Maar onthou Efesiërs 6:12, ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie. So jou vyande is nie daardie persone nie, maar die gees agter die konflik. Daarom moet jy eerder bid as baklei. Eerder bid as baklei, maar hoe gaan ek dit dan uitsorteer? Jy gaan dit in geloof uitsorteer. So Jy gaan, Jesus sal vir jou sê hoe wat om te doen. Heilige Gees sal jou lei want jy uit jou wil lei. Of hoe jy uit jou moet lei. Want jy gee ons nou voor aan hom. Ja. Maar kan hy my gedagtes beïnvloed? Verseker. Hy kan jou denke heeltemal beheer. Ag, hy kan nie jou denke beheer nie. Maar hy kan voorstelle maak, omdat hy kan 'n saadjie plant. Hy kan 'n gedagte plant. Dis wat jy met daai gedagte maak. O, hy beheer dit nie fisies nie, nee. Maar hy sit die saadjies daarin. Ja. Jy sien, dis 'n voël wat oorvlieg. Jy kan hom nie keer om oor te vlieg nie, maar jy kan keer dat hy nes bou. In 2 Korintiërs 10:5 sê, ons moet elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van Christus. Wat beteken dit? Jy neem daai gedagte gevange, whatever by jou opkom. Ook, dis vir 'n dop. Neem dit gevange, sê Jesus help, en los dit. Moenie, ja, weet jy hoe, ek is amper tyd dat ek het nog so 'n bietjie geld in my beursie. Ja, sien, nou is jy besig om daai gedagte kos te gee. Soos wat jy gepraat het van die wit, was dit 'n wolf of 'n hond of 'n wat? Ja, dit's 'n wit hond of 'n wolf, net soos jy wil, wit en swart. Ja. Hoe werk dit nou weer? Dit hang wat jy in jou meeste gaan voed. Dis hy wat gaan groei en dis hy wat die oorhand gaan hê. Dis hy wat die mag gaan hê. Nou wat 'n hond moet ek voed? Wat sê swart vir jou? Swart, donker, duister. Nag. Duisternis. Ja. Wat sê wit vir jou? Lig. So jy gaan maar eerder agter die lig gaan loop as agter die duisternis aan. Okay, so dis die wit hond wat ek moet voer. Net so. Okay. So Chris, soms voel ek geestelik moeg. Sonder rede. Ek is net voel geestelik uitgebrand. Is dit ook 'n aanval? Verseker, Eldien.
aanval om jou geestelike energie. Satan wil ons hê jy moet moeg word, sodat jy ophou bid. Hy wil jou weerhou van alles wat oor God gaan. Jy sien, hy doen dit oor oorweldiging en stres. Jesaja 40 vers 31 sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. So herlaai jou siel deur stilte en in sy teenwoordigheid. Wat beteken dit? Wat beteken, hoe moet ek dit herlaai? Ek verstaan nie. Wat moet ek doen? Jy gaan stop by die petrolpomp en jy gooi petrol. Nee, Hoe gooi jy petrol in jou kar? by petrolstasie. Okay. Hoe gooi jy petrol in jou siel? Ek weet nie, Met sê die my. Bybel, Met die Bybel. die woord van God. Studeer hom, lees hom, bid, praat met die Here. Oor, dis daai, Eens, gemeenskap van gelowiges, ja, lees jou Bybel, bid elke dag, maar dit gee jou krag. okay. Dan maak jy jou siel vol. Hy wil nie hê jy moet dan na by die Bybel kom nie, want hy wil nie hê jy moet die waarheid weet. Okay, ja, dit maak absoluut sin. Dis hoekom ek so moeg is in die aande, maar ek dink, miskien moet ek vroeër my Bybel lees en bid. Nie hierso 5 minute voor ek kan slaap nie. Nee, Want ek raak aan die slaap as ek my Bybel lees. jy sien, dan is jy al klaar oormoeg. En dit is werk absoluut in sy guns. Ja, okay. Maar hoekom dink jy teiken dalk Satan dikwels ons gesin of kinders of so? Omdat hy die gesin breek. En as hy die gesin kan breek, dan breek hy die fundament van geloof. So as ek en my man nou onnodig beklei oor nonsens, dan dink jy dis Satan wat gewoonlik iets om mee te doen het. As dit oor nonsens is dit nie in een jaar. Jy sien, hy het dan vir Adam en Eva as egpaar geteken. Nie afsonderlik. Som. Ja, dit is mos 'n gesamentlike ding wat hulle altyd van die verbode vrug geëet het. Okay. So, bid beskerm ons in ons huise. Job het daagliks vir sy kinders gebid. Jou gebed bou 'n geestelike versperring rondom hulle. Chris, nou dat jy so praat van die huisgesin en alles, nê? Kan jy my een van die tyd 'n guns doen? Jy salf ons elke Sondag by die kerk, nê? Wil jy nie na my huis toe kom en my huis kom salf nie asseblief? Kan jy? Ja, Want ek voel dis dalk nodig dat 'n mens dit doen. My huis was nog nooit gesalf gewees nie. so hy is dan skoon. Ja, ek wil Okay. nie goed op die grond hê. Okay, Net my klein hondjie se speelgoed. okay. Is dit alright? En seks, ons kan 'n afspraak maar reël, geen probleem nie, al doen. Okay. Is dit moeilik? Wat het ek nou vir jou gesê van moeilikheid? Van moeilik, iets wat moeilik is. Dis mos die moeite werd. Okay. So sal jy dit vir my kan kom doen? Ek wil sê ons kan Ek kyk, dink my man sal baie bly wees as jy dit doen. dis reg. Okay. Kan jy dit ook rekord? Ons kan dit doen. Ek wonder hoe gaan dit wees Hoe gaan wat wees? as ons die huis salf en alles. Ons moet wag en kyk. Ek het nog nooit so iets ervaar nie. Okay, so dis die rede hoekom Satan hy wil die gesin afbreek, die fundament. Ja, hy wil die fondasie skud. Jy laat mekaar uitdryf, maar het hy ook nou weer daar die geveg gewees. Okay. Al is ons huwelik gebou op ons Jesus, ons rots. Hy sal ons nog steeds probeer. Dit is sy strategie. Ons het dit nou al die vrae wat jy my gevra het, ek kom dit heeltemal op. Dit is sy strategie om Ja. te verwoes. Ja. Maar wat dink jy, wat kan ek doen as ek voel ek verloor die geveg? Dan moet jy onthou, jy veg nie alleen nie. Soos 2 Korintiërs 20 vers 15 sê, die stryd is nie julle sin nie, maar God se. So dan sê jy hardop. Die Here is my strydvegter. Satan, jy het nie reg hier nie. En natuurlik weer eens, Satan haat wanneer jy die woord bely. Wanneer jy hom herinner aan wat vir hom voorlê en in sy nederlaag. Wat lief hom voor? Die hel. O ja, ek dink ek het jou dit al gevra. Sorry, Geen probleem nie. ek kan nie help dat ek nie alles kan onthou nie. Dit is okay, so groei jy.
Ek sal baie bly om te sien jy is baie geduldig met my. Al vra ek dieselfde vraag 10 keer oor. Nee, is okay, geen probleem nie. Jene, Chris, hoe gebruik hy woorde as 'n wapen teen ons? Deur oor veroordeling, Ja, negativiteit. ja. Jy sien, hy wil mos jy moet self die woorde spreek wat jou geestelik verswak. So spreek hy 18 vers 21 sê die dood en lewe is die mak van die tong. Moenie sy leuns herhaal nie. Spreek lewe. Sê wat God sê, nie wat jy voel nie. Hoe doen 'n mens dit? Geef my 'n situasie. Asseblief. Ek weet nie hoe nie. Eldien, dis maklik. Dit gaan seker nou kras klink, maar sê maar jy en jou man sit vas. En jy skree ewe skielik op hom, ja, ek wens jy vrek. Het jy lewe gespreek of het jy dood gespreek? En waar kom my woorde vandaan? Die woorde kom uit die put van die hel uit. Nou het jy mos die woord gespreek, jy het nie lewe gespreek nie. Okay, wat moes ek eerder gesê het? Wat sal jy eerder gesê het? Ek sou, okay, ja, dit het actually gebeur, en ek het nogal dit gesê. Het my man dit vir jou gesê? Praat nie uit nie, ek het die eet afgelê. Okay, maar ja, dit het gebeur, en ek moes nie daai woorde geuiter het nie. Ek het dit nie bedoel nie, ek weet nie waar dit vandaan gekom nie. Maar miskien moes ek net eerder gesê het, Of net stil gebly het, of net stil gebly het, tot dit, 5 getel het. ja, jy het my En al dan dit, gesê, vra het Jesus, wat moet ek antwoord, wat moet ek sê? ja. As ek nou terugdink aan, dan sou ek dalk gesê het, Ek is nou 'n bietjie ongelukkig met jou. ja, Gee my net tyd om gou-gou af te koel, dan gaan ek verder met jou gesels. ja. Dit is 'n Iets. beter manier om dit te hanteer, né? Ja, so kom het jy Jy nie al sê lank, dit self, nie ek kom nie. het jy nie lankal dit vir my gesê nie. Dit het nie lankal gevra nie. Ja, ek moes eerder dit gedoen het. Dit sou baie hartseer vir my het. Okay, wat van jaloesie en vergelyking? Ek sien hoe dit my vreugde steel. Ja, dis nog een van sy taktieke. Om die oë van jou eie roeping af te haal. In Genesis 4 het jaloesie mos Kain teen Abel gedryf. Nou dat jy, ek sorry dat ek nou in 'n rede val terwyl jy nou van dit praat. Vanoggend, was dit vanoggend? Gisteroggend. Toe luister ek Joy Radio en toe raai wat? Toe praat professor Aubrey daar op die radio. Maar hy praat nie elke oggend op die radio nie. Ja, op die morning mingle. Nou ja, dan praat ons elke oggend op die radio. Ja, maar ek het geluister. En dit was nogal baie interessant geweest. En hy het ook gepraat van Kain en Abel. En hy het gesê dat God nie Kain se offer aanvaar het nie oor wat hy geoffer het nie, maar oor die hele manier hoe hy die offer gebring het. Sy hart en alles. Dit was actually so mooi geweest en dit was so openbaring. Ek het nog die hele tyd gedog omdat hy van sy land goed geoffer het en dat hy nie 'n lammetjie of iets geoffer het nie. Maar nou het ek gehoor, nee, dit was nie dit nie. Dit was oor die gesindheid en sy hart en alles. Dit was regtig nogal 'n eye-opener vir my geweest. Sorry dat ek jou geïnterrupt het. Dis waarin jy doen dit gewoonlik, ek is al so gewoond. Maar in elk geval ook, Eldien, die duiwel weet as jy jouself vergelyk met iemand anders, dan verloor jy die fokus op jouself. Jy verloor die fokus want God jou wil lei. Want God lei ons nie almal in dieselfde direksie, dieselfde pad, ja, maar ons almal het, soos die liggaam van die kerk. Ons kan nie almal 'n voet wees nie, ons kan nie almal 'n hand wees nie, ons kan nie almal 'n oor wees nie. So ons elkeen het ons eie spesifieke funksie in die kerk, wat God vir jou uiteengesit het. Jy kan nie iemand anders se funksie doen nie, want dit is nie vir jou gemaak. Jy sien, en dankbaarheid is jou beskerming teen jaloesie. Dankbaarheid? Ja, dankbaarheid, wees dankbaar. Moenie jaloers wees op daai ou se Ferrari as jy 'n Mini ry nie. So ek moet dankbaar wees vir my Mini? Jy moet dankbaar wees dat jy kar, het jy gesien hoe loop ek werk toe? Ek is jammer. Nou jy sien, wees dankbaar vir wat jy het. Okay. En leer om vergenoeg te wees. Vergenoeg, jy beteken jy is tevrede met wat jy het. Dis baie moeilik. Jy het soms baie meer as ander mense. Ja, seker waar, né?
Ek het nou nie daai kar gekry wat ek so graag wou gehad het nie. Sou dit kom bekostig het? Nee, Nee. So is 'n rede hoekom ek dit gekry het nie. Eldien, alles het 'n rede. Chris, nou wat nou van my verlede? Dink Wat van jy Satan gebruik nie ons verlede ook teen ons? Hy leef van herinnering, maar God leef van verlossing. Jy sien, wanneer Satan jou verlede bring, dan herinner jy hom net aan sy toekoms. So ek moet net om aanhou herinner daarvan. Ja, want dan is jou gedagtes mos nou weer in die verlede. En Ja. God het dit al klaar vergeet. God het dit klaar in die diepste see gegooi en het daar bordjie op gesit, nou fishing. So, maar hy sal dit gaan uithaal, want hy luister mos vir niemand. En dan, in Jesaja 43 vers 18 sê God, dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan nie ag op die dinge van ouds nie. Jou verlede is begrawe by die kruis. So Chris, ek het nou 'n vraag oor dit. Wat as ek soos jare terug goed gedoen het, ek kan nie meer onthou nie. Maar so af en toe dan herinner die duiwel my daaraan en dan vergeet ek weer om vir 'n vergifnis te vra. Al het ek vir God gevra om al my sondes te vergewe. En dan oor 'n maand dan dink ek weer terug daaraan en dan hou die duiwel dan aan om my die hele tyd te herinner. Ja, hy is soos 'n vrou wat altyd neel, maak die gat reg. Is dit jou vrou so? Ja, en toe sê ek vir, weet jy, my liefie, jy hoef my nie elke derde maand te herinner oor die gat nie, ek sal eendag. Elke derde maand? Geen wonder sy herinner jou nie. Ja. Jo. Maar in elk geval, dit is hoe hy is. Hy sal, dit is soos druppende water op 'n sinkdak, tik, 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 tik. Hy sal dit gaan uithaal, hy sal, want hy gaan jou mos nou probeer weerhou van waar God wil hê jy moet wees. Okay. So, ek het al ervaar dat as ek 'n groot deurbraak kry, dan gaan daarna gebeur daar iets slegs. Is dit toevallig? Nee, dis dikwels 'n teleurstellingsstrategie. Sorry. 'n terugslagstrategie. Terugslag. Jy sien, elke oorwinning probeer die Satan twyfel bring. Kyk na Elia, na die vuur op Kamel. Het hy onder 'n boom gaan lê en gesê hy wil sterf. Nadat God hom gered het en al die manne dood, die koning, die Baalspriesters doodgemaak het, die vuur uit die hemel uitgebring het, toe wil hy sterf. Hoekom? Na 'n hoogtepunt kom aanvalle. Dis hoekom jy na elke seëning moet bid vir beskerming. So elke keer as daar iets goeds met jou lewe gebeur, dan moet jy vir die Here vra vir beskerming. Jy moet God vra vir beskerming vir elke sekonde van die dag. Nie net vir as iets goeds gebeur. Okay, ek het nie geweet nie. Maar dink jy ek kan my drome of my slaap versteur? Nou, ek dink so. Hy gebruik dikwels nagte om vrees te plant. Dis hoekom Psalm 4 vers 9 sê, in vrede lê ek my neer en slaap, want U, Here, laat my in veiligheid woon. Bid voor jy slaap en verklaar God se vrede oor jou huis, oor jou denke. Dis iets wat ek moet doen, want ek het dit nog nie gedoen nie. Hoe gebruik hy verleiding deur mense wat mooi lyk of dinge wat lekker klink? Ja, jy sien, hy gebruik daar so begeertes wat hierdie gees beheer word. Hy het ons vir Dawid deur Batsheba verlei. Een blink het tot groot sonde gelei. Jy sien, Satan, nie? Sal jou wys wat jy wil hê, sonder die prys wat dit gaan kos. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Okay. Maar wat as ek voel God is ver weg? Is dit ook deel van sy strategie? Ek bedoel, partykeer voel ek, dit voel vir my net partykeer of God net weg is, of hy nie hier by my is nie, en of ek alleen is. En as ek so hartseer is, dan voel ek nie lekker nie, dan voel dit nie vir my God is by my nie. Aldien, dis 'n emosionele aanval. Jy sien, hy wil ons hê dat jy moet glo God het van jou vergeet. Maar in Jesaja 49 vers 15 sê die Here, selfs al sou 'n moeder haar kind vergeet, ek sal jou nie vergeet nie. So wanneer jy niks voel nie, hou aan glo.
Want geloof is nie 'n gevoel nie, dis 'n vertroue. Vertroue. Vertroue op die dinge wat ons nie kan sien nie. Ons geloof, dit is hoe jou geloof ons bou. Jy vertrou op God. Jebo. Okay. So, hoekom eindig hierdie stryd uiteindelik? Hoe bedoel ek? Hoe kan ons dit uiteindig eindig? Wat gaan Satan wen? Of wat? Ek weet nie. Eldien, hy is reeds verslaan. Kolossense 2:15 sê vir ons: en hy het die owerhede en die magte uitgeklee en hulle onder die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer. Elke aanval wat jy oorleef, herinner hom aan sy nederlaag. Hou aan staan, hou aan glo en onthou, die tuin behoort aan God en die oes kom. Die oes. Maar nee, ons kom al. Okay, dis baie goed. Ja, ek is bly om dit te hoor. So daar is hoop en Daar's altyd hoop. En ek moet net vertrou. En dis nie die ashoop nie. Nee, verseker nie. Christian, baie dankie. Ek sien alweer nog 'n uur is alweer verby. Kan jy glo? Ja, Eldien. Ek is jammer dat ek jou helfte van jou Sondag gevat het en ek weet jy eet vroeg op 'n Sondag. Nee, is fyn. Moenie worry daaroor nie, jy saam eet. Ja, kan ek. Wat van jou man, jou kinders? Kan jy vir hulle kos maak? Vergeet. Nee, is reg, Eldien. Maar kan ek hulle nie nooi om te kom nie? Kan net maar net oorkom nie. Laat ek gaan kyk hoeveel kos het my vrou gemaak. Ek sal gaan vra. Okay. Maar voor die weghardloop, kom ons bid net. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie vir hierdie les wat U ons nou kom leer het. Here, dankie dat U vir ons kom leer en dat U vir ons kom wys het hoe ons kan staande bly teen al die aanvalle van die bose, teen al sy leermagte. Here, dankie dat U vir ons reeds al die uitweg gegee het, die tools en die ammunisie. Here, help ons om met wysheid dit te kan gebruik. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie. Die grootste naam te ken. Dis Yeshua Messia. Amen. Amen. Ons sê Aldien, dankie hoor. Dankie Chris. Maar jy kan ek so 'n bietjie wag en dan kan jy my sê. O, jong, jy en kos. Ja, nee, is reg. Daar sê vriende, ek hoop en vertrou julle dit ook geniet soos wat ons dit geniet het. Vriende, ek wil weer vra, as daar enigstens iets is wat julle graag wil hê ons moet 'n bietjie meer indelf, laat weet ons gerus. My nommer is 083 2322442. En as my foon nie lui nie, as ek seker Eldien sin sal. My foon lui altyd. My nommer is 082 92 49 458. Ja, ons hoor graag van julle en ons moedig julle aan om by ons YouTube kanaal aan te sluit by JCR Administration. En comment asseblief op die episodes as julle enigiets wil sê of vra of iets, want dit is belangrik dat 'n mens antwoord op wat mense wil hoor. Ja, maar dit voel vir ons met onsself praat. Ja, nee, dit doen. Ja. Maar dis lekker as mense van julle hoor en ons moedig julle regtig aan om dit te doen. Ja, asseblief. Sodat ons ook oor onderwerpe kan gesels waaroor julle wil gesels. Daar sê. Wat is vriende? Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.